Vriende, kom ons bid saam. Here, ons weet as ons met U praat, luister U. Want U is ene ore vir ons mense. U sê so duidelik in die woord, Here, ons is U hart se punt. Ons is die mense, die skepsels wat U bo al die ander goed wat U gemaak het in die hemel aangestel het om te heers oor U skepping. Wat 'n voorreg. Ons weet ons heers namens U. En ons weet ook ons heers deur U, want ons kan niks doen sonder U krag nie. Ons wil nie lewe sonder U teenwoordigheid nie, Here, want dit gee ook vir ons dieselfde sekuriteit wat Quentin en Kylen vir Mia moet gee. Die sekuriteit dat ons 'n hemelse Vader het wat nooit wankel, wat nooit terugstaan nie, wat nooit ophou om te begeer, soos hy in die gelykenis van die verlore seun gesê het, wat nooit ophou om te begeer dat ons naby U moet wees en naby U moet lewe nie. En Here, U weet dat ons baie keer in ons harte die vraag vra, waar is U of U ons vergeet het? En ek wil vandag kom vra dat U vir ons sal kom oortuig dat dit nooit sal gebeur nie. Ek vermoed, Here, dat hier vandag mense sit wat hierdie vrae vra. Dat hier mense is wat teleurstelling beleef het, wat goed beleef het, soos ons verlede week ook vir mekaar gesê het, wat vir hulle lyk soos die einde. Wat vir hulle lyk asof daar nie hoop is nie. Asof alles aan mekaar getuimel het, asof daar nie 'n toekoms is. Mense wat 'n punt gesit het, of by 'n punt in hulle lewens gekom, en die punt agter die sin wat sê, dis verby. En ek het 'n gevoel op my hart gekry, Here, dat U vandag vir hulle wil aanraak. Maar ek weet, dat U ook meer kan doen. Dat U ook, al het ons vanmôre hier ingekom sonder 'n probleem, en al het ons gedink, ons het geen probleme in ons lewens nie, Here, dat U ook vir ons kan aanraak en vir ons kan oplig, om dalk vandag nog 'n tretjie nader te kom aan U. Ek bid dat U werk sal kom doen, wat U beplan het met hierdie erediens en die preek vandag. Dat U vir my sal laat verdwyn. Ek wil so agtertoe staan, Here, sodat U kan praat. Ek wil 'n waardige spreekbuis wees, Here, wat net kom sê wat U op my hart druk. Maak dit daarom nou rustig in ons harte, wanneer ons die woord ook oopmaak. Kom raak ons aan. In Jesus se naam. Amen. Ons is in opstandingstyd, en hierdie hele preekreeks, of die 2 eredienste, gaan oor die opstanding. Nou het ek reeds vir julle gesê, daar is mense wat glo en vra, waar is God, hoekom help hy my nie? En ek besef, as 'n ou baie diep onder op die grond lê, dan is dit 'n vraag wat 'n mens kan vra, want as goed wat met jou gebeur, as goed wat in jou gees gebeur, wat dit donker maak, wat vir jou laat verstaan dat God nie by jou is nie. En dan het ons natuurlik nog die groot vyand ook. Wie is hy? Die duiwel wat so graag wil hê jy moet lelike goed dink en sleg dink van die Here. Hy wil so graag hê. En hy staan die hele tyd daaraan, as hy sien jy neig in daai rigting, dan por hy jou aan, en dan sê hy vir ja, sien jy, ek het vir jou gesê. Ek het vir jou gesê, want in die paradys het hy vir Eva gesê, toe hy haar verlei het, hy het vir haar gesê, daai ou wat julle God noem, lieg vir jou. Jy sal niks oorkom as jy die vrugte eet.
Ons is so geneig om as sulke goed met ons gebeur, as dit sleg gaan met ons lewe gaan bietjie suid, dan sit ons 'n punt, dan sê ons vir ons, nou is ons in ons glorie in. Nou is dit verby. Niemand kan ons nou help nie. Ek het hierdie woorde al gehoor en ek het dit al gedink myself ook. Nou is ek in my glorie in. Maar die feit is, Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Sê dit gou saam met my. Jesus het opgestaan. Dit voel vir my baie keer, ons verstaan nie regtig die impak van die opstanding. Ek het verlede week ook gesê, ek wil nie te veel daaroor praat nie, ons tyd hardloop. Die opstanding maak eintlik van ons Christene, hoewel ons dink, dis die kruisdood, want die kruisdood gaan saam met die opstanding, ons kan nie sonder een van hulle nie, maar as ek een moet uitsonder van al hierdie gebeure, van alles wat met Jesus gebeur het, sou ek sê, die opstanding is die belangrikste. Die kruis is daar, dis verby, dis klaar, net soos hy met jou sonde doen, is verby, dis klaar, maar ons het die opstanding wat sê, die wêreld is oop. Dit wat God lank terug gesê het, het waar geword. Niks is onmoontlik nie. So daar is nie meer ooit niks wat met jou gebeur. Kan 'n punt agter jou lewe sit nie. Daai punt het nou 'n uitroepteken geword. Ek het verlede week verduidelik net vinnig, die uitroepteken is nie die betekenis van 'n uitroepteken nie, maar vir my is dit die betekenis, is 'n kolletjie wat sê ons is klaar en dan kom die punt en hy sê nee. But God, maar Jesus het opgestaan. En vandag praat ons bietjie verder daaroor. Ons gaan weer Lukas 24 lees, so 'n stukkie daarvan. Vandag wil ek net vir jou sê, ek dink die Here God wil ons verras. Kom ons lees. Lukas 24 vers 13, ek gaan nie alles lees nie. Op dieselfde dag, dis nou die dag wat Jesus aan die kruis gesterf het, toe al sy volgelinge gesien het, daar gaan hy is dood, hy word van die kruis afgehaal, hy word in 'n graf gesit en hulle dink nou, wat gaan nou hier aan? Wat nou? Nou is dit klaar met ons. Daai selfde dag het twee wat daar gestaan en kyk het, was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem af. Hulle het gegaan om te kyk wat gebeur in Jerusalem en toe daar nou hierdie mislukking gebeur wat hulle nou sien, Jesus is dood. So, toe draai hulle om, toe loop hulle huis toe om te sê, maar wat nou? Ons gaan nou maar huis toe, ons weet nie wat nie. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge, ek kom nou na dit ook terug, en terwyl hulle gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en saamgeloop. En dan hierdie snaakse woorde waarop ek die week vasgehaak het, wat daar staan, ons sou meer verstaan het as daar gestaan het, hulle het Jesus nie herken nie, maar die teks sê uitdruklik, hulle oë is verhinder om vir Jesus te sien. En ek nou hierdie week nou by die Here gesit, want ek is al so lank met hierdie teks besig, in alle opsigte, ek en Lera het al oor dit gesels, ons het al kamp gehou daaroor, en is elke keer sulke wollerige idees wat uitkom, want niemand verstaan eintlik werklik wat hier bedoel het nie. Ek sou nie sê ek het vandag verstaan nie, maar die Here het vir my, voel ek, 'n openbaring gegee wat ek met julle wil deel. Ek gaan nie die verhaal verder lees nie, ek dink jy ken dit. Die Here het saam met hulle begin loop, hulle het vrae gehad, die Here het die Bybel vir hulle uitgelê, en toe het hulle later, het hy saam met hulle huis toe gegaan, toe het hy hulle nagmaal bedien, en toe hy nagmaal bedien het, toe gaan hulle oë, toe maak hy weer hulle oë oop. En het ek vir die Here gevra, Here, hoekom? Hoekom het jy, ekskuus, hierdie manne verhoed om te sien? En, ja, miskien klink dit vir julle snaaks, maar ek wil dit vertel soos dit is. Ek loop altyd met sulke gedagtes in my kop, as ek preek maak, dan vra ek vir die Here, Here asseblief, help, geef my 'n beeld, doen dit, ek vra, want ek weet nie. En ek sit iewerster, en dit kom in my kop, dat die Here vir my sê, hoekom druk ons mense se oë toe, voor ons vir hulle 1% gee? Waar is dit nou?
voor ons vir hulle geskenk gee. Weet julle hoekom? Ja, opgewondenheid. Dit noem 'n mens die sielkunde van verrassing. Ken Hughes is die koning, hulle noem hom the king of customer experience. Dis die ou wat oor die wêreld is, ek ben een van die kenses in die wêreld, hy wen pryse daaroor, wat besighede help om 'n beter verhouding met hulle verbruikers te hê, die mense wat by hulle koop, en om te maak dat die mense meer koop as wat hulle bedoel om te koop. En een van die goed wat hulle doen, ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, is hulle sit die goed wat jy gereeld koop, brood en melk, agter in die winkel, nie voor nie. En daar's 'n doel daarmee, want hulle wil hê jy moet by alles verbyloop, om die melk en die brood te soek, en dan koop jy sommer nog 'n ander klomp goed ook, want jy voel mos altyd, dit lyk lekker, ek is lus vir dit, dit het ek vergeet. So op die einde, as jou trolley al vol is, jy agter in die winkel kom by die melk en die brood. Maar Ken Hughes, ek weet nie hoe spreek mense dit uit nie, het hierdie gesê, hy sê, part of the magic of Christmas is all the uncertainty. Dink vir 'n oomblik, voordat jy 'n geskenk oopmaak. Wat gaan in jou kop aan? Jy vra vir jouself, wat gaan dit wees? Gaan ek kry wat ek wil hê? Gaan ek daarvan hou? Daar's 'n klomp goed wat in jou gebeur. Daar's eintlik 'n klomp onsekerheid in jou. Dink aan die teenoorgestelde, 'n ou so droog soos ek is nie baie geskenk georiënteer nie, en ek koop vir my vroukie iets en ek draai dit nie eens toe nie, en ek sê vir haar, hier is jou verjaardag geskenk. Vat al die opwinding weg. En ek besef ek doen dit, maar ek sal volgende keer harder probeer, liefie. Dink daaraan, so daar's geen spanning nie, ek sê, hier is jou geskenk, vat hom. Teenoor wat ek nou val sou sê, ek het nou die ding weggesteek, in die kas, maak seker briefies wat sê, kyk hier, kyk daar, jy's warm, en so kom sy al nader, wat gebeur in haar? Sy raak opgewonde. Sy raak opgewonde in antisipasie. So as jy geskenke reg wil doen, besef ek, moet die mense wag daarvoor. Hulle moet opgewonde raak daaroor. Die onsekerheid oor 'n geskenk veroorsaak die opwinding. Jou hele liggaam speel saam, jou hartklop verhoog, jou vlak van happiness, geluk verhoog, en die dopamien, hoor ek weet nie of dit so is nie, die goedvoelhormoon vloei in strome deur jou liggaam, want jy's opgewonde, jy's heeltemal in 'n ander rad. En hier is wat jy moet onthou. Die opwinding maak dat jy so gefokus raak op die gebeurtenis wat kom. Is dit nie so nie? As ek mense verwag oor wie ek mal is, wat vir my kom kuier, dan staan ek op die stoep en ek kyk die hele tyd vir hulle. Ek is gefokus op hulle. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit moet besef. Hulle doen dit ook blykbaar, en het dit nou ook gelees, met nuwe produkte, nuwe iPads, nuwe goed wat op die mark kom. Hulle het 'n reveal datum, wat hulle sê, hierdie ding kom. Soos by karre, ek sien dit nou baie op Google ook, hulle het 'n ding van, hier kom 'n nuwe kar. Maar dit net so 'n prentjie, net so. En dan is dit weg. Dan wag hulle 'n lang ruk. En dan release hulle dit, met ander woorde, dan kan jy dit eers koop. Dis om opwinding te maak, want as jy opwinding het, as hulle so maak, dan is jy so gefokus op hierdie ding, dat jy dit later koop, al wil jy dit nie hê nie. Om te wag, bou opwinding en fokus jou aandag op die produk. Hoekom het ek dit nou gesê? Lukas 24 gebruik Jesus ook die sielkunde van verrassing. Die sielkunde van verrassing. Hy sê baie duidelik, hy het hulle oë verhinder om hom te sien. Die woord verhinder
is die Griekse woord krateo, wat letterlik beteken om jou oë toe te druk. Want Jesus wou ons verras met sy opstanding, want is al wat in hierdie verhaal na vore kom. Hulle het nie besef dis hy nie, hy wou ons verras, want hy sê vir ons, die opstanding is 'n ongelooflike, kosbare geskenk. En ek wil dit vir julle 'n bietjie wegsteek, sodat julle kan opgewonde raak daaroor. Dis wat hy vir hierdie ouens sê. En soos ek dit nou verstaan, hoop ek het reg verstaan, is dit presies wat gebeur, as dit met jou sleg gaan, en die Here daag nie onmiddellik op nie. Hoor julle dit? Hy wil jou in afwagting plaas. Hy wil vir jou 'n verwagting gee oor homself. Maar ons werk anders. Ons sê, as ek in my glorie in. Waar is die Here? Kyk hoe gaan dit met my. So dit voel vir my, die Here wil vanmôre vir jou sê, as jy jou mindset, jou gedagtes kan verander, jou gedagtegang om te sê, die Here het my nie verlaat nie, die Here kruip 'n bietjie vir my weg, sodat ek opgewonde moet raak oor hom. Sodat ek vir myself kan sê, ek is nou diep in die moeilikheid. Dit gaan met my verskriklik sleg, maar ek kan nie wag om te sien wat God gaan doen nie. En dit is geloof. Hoor julle wat ek probeer sê? So, die ouens in Lukas beleef 'n geweldige teleurstelling. Ek het nou klaar vir julle vertel, hierdie so wat houding, wat gaan nou aan, en hulle loop terug, die Bybel sê hulle het met swaar harte teruggeloop, met ander woorde, hulle was so 'n bietjie onkant gevang, hulle was 'n bietjie treurig. Maar wys die Here ook vir my die volgende, hulle was ernstig aan gesels oor die gebeure van die afgelope naweek. Gesels in die Griek is die woord zeteo, wat beteken to investigate. Dis nie sommer net 'n gesels nie. Hulle het gedink en gesels oor wat hier gebeur het. Hoekom toe terwyl hulle terugloop? Hulle het nie sommer net gesê dis klaar en verby en daarvan vergeet nie. Hulle het gesels daaroor. Sien jy wat hier gebeur? Hulle het 'n punt beleef. Maar hulle weet, daar moet iets meer wees. So hulle gesels daaroor. Hulle hou die deur oop vir ander moontlikhede. En die ongelooflike in Lukas 24 vers 15 sê, terwyl hulle so loop en investigate en top oor wat gebeur het, wat gebeur toe? Toe daag Jesus op, toe kom loop hy self saam met hulle. Dit het my onmiddellik laat dink aan die gedeelte in Jakobus 4 vers 8, wat die Here sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Ek dink nie ek het dit hier opgesit nie, die woord nader word in die Grieks vertaal met squeeze. Squeeze jouself so in. En dit is 'n feit in die koninkryk van die Here, hierdie vers wat sê, nader tot God, dis so belangrik dat ek en jy dit moet onthou, as ons net met hom in ons gedagtes besig is ons besig om in te squeeze by hom, om nader aan hom te kom. Psalm 27 vra die digter, sê die digter, moenie my verlaat nie, hy dink die Here het hom verlaat, dan sê die Here vir hom, vers 10, jou pa en ma sê jou verlaat, maar ek sê jou nooit verlaat nie. Ek hoop julle is nog by my. Maar hierdie is die sielkunde van verrassing, dat die Here ook ons oë so 'n bietjie toehou, en nie dadelik reageer, nie dadelik doen wat ons vra nie. Hoekom? Hy wil vir ons 'n verwagting gee, hy wil ons opgewonde maak
om te fokus op hom. En ons sien dit verkeerd. Want jy sien, Jesus is die opstanding. Nie het nie, hy is die opstanding. Wat beteken, om 'n opstanding te beleef in jou lewe, moet jy so wees met Jesus, want hy is dit. Dit is soos water in 'n swembad. As jy wil nat word, as jy wil swem, moet jy in die water in. Jesus is die opstanding. En sy blote teenwoordigheid in jou lewe bring 'n verandering. En dis die verandering wat ons sien in Lukas 24:29. Hulle het met oor hom gepraat, gedink hy's nie meer daar nie, en toe kom hy van agteraf by hulle, en hy openbaar hom self, hy steek hom weg, hy kom loop saam met hulle, en die feit dat hy by hulle was en saam met hulle geloof het 'n geweldige verandering in hulle gebring, dat daar staan, toe Jesus sê, hy moet nou gaan, hulle moet hom verskoon, toe sê hulle, nee, bly by ons. Jy het dit ook dalk al gedoen, ek het tot my spyt dit ook al gedoen, as ek by mense kuier, en ek kuier lekker, en dit raak lank, dan sê ek vir hulle, ek moet nou gaan. Sê hulle, nee, sit so bietjie, ons maak nog koffie, dan weet ek, Jesus is nog reg, ek kan nog kuier, ek is nog nie uitgekuier nie. En ek dink, dis wat Jesus doen hier, hy sê, ek het nou heeltyd saam met julle geloop, julle was bewus daarvan, en toe openbaar ek julle, en nou wil ek nie, hulle het toe nog nie geweet nie, en nou wil ek weggaan, nou sê julle, nee, bly by ons. So, ek hoop julle volg my vandag, die teenwoordigheid van die Here verander jou. Dit maak die verskil. Sy blote teenwoordigheid. Psalm 16 vers 11 sê, in die teenwoordigheid van die Here, Nuwe Lewende Vertaling, is daar vreugde. En ek het so gebid dat die Here moet help, dat ons almal dit sal verstaan. Hy was net by hulle, hy het nie geweet wie hy is nie. Hy het saam met hulle geloop. Net sy teenwoordigheid het hulle laat besef, hier is iets anderster. En toe hy wil weggaan, toe sê hulle, nee, bly by ons. So hulle het begin opgewonde raak oor die Here. Later aan sê hulle in Lukas 24 vers 32, toe hulle daaroor praat, toe sê hulle, ons het nie geweet dis Jesus nie, maar het ons harte nie warm geword, terwyl hy saam met ons geloop het nie. Jesaja 40, lank terug, het gesê, is nou die Engels, want ek wil dit vir jou die Engels sê, want dit sê dit mooi, but those who entwine their hearts with Yahweh will experience divine strength. Entwine beteken om saam te bind, om te verweef. En ek het vanmôre vir die musiekouens gesê, die woord wag, wat in my tema is, wat ook in die oorspronklike van hierdie is, but those who wait on the Lord. So hierdie ouens het net anders vertaal, ek hoop julle volg dit, daar staan in dit, but those who wait on Yahweh, beteken eintlik, but those who entwine their hearts with Yahweh. As jy wag, dan bind jy jouself aan die Here. Maak dit sin? As jy wag, dan bind jy jouself aan die Here. En daarom moet jy nie te vinnig 'n punt sit nie, nie te vinnig moedeloos word nie. Van jou kant af moet jy jouself bind aan die Here. Wanneer jy dit nie met jou sleg gaan nie. Want, dan sê Jesaja 40, they will rise, those who entwine their hearts, those who wait on the Lord, they will rise up on soaring wings like eagles, run their races without growing weary, and walk through life without giving up.
En die hoogtepunt van hierdie verhaal, ek hoop ek het dit goed oorgedra, ek hoop jy het my gehoor. Die hoogtepunt van hierdie verhaal was, toe Jesus sien, die wegsteek het gewerk. Toe hy sien, hierdie ouens raak opgewonde daaroor, want dis wat die een van die vertalings, die boodskapvertaling, of die ABA, die Bybel vir almal vertaling sê, hulle het gesê, ons harte is vuur en vlam, nou weet ons hoekom ons opgewonde is. So, toe die Here sien, hierdie ouens begin opgewonde raak oor hom, toe haal hy die skille van hulle oë af. Toe sien hulle, dit was al die tyd Jesus. En toe sien hulle, die geskenk is Jesus. Die geskenk is nie iets anderster. Jy verwag dalk dat daar iets anderster in jou lewe sal gebeur, dat die Here iets sal doen, dat die Here iets sal gee. Nee, die hele Bybel is vol daarvan. Die Here gee homself. Dis die geskenk van die opstanding. Dis wat die verskil maak. Dis wat verandering bring. Dis wat jou uit 'n gat uittel. Nie iets wat jy kry nie, iemand, ek het hier baie al hieroor gepraat, iemand wat jy kry, die geskenk is Jesus. In Kolossense 2 vers 10 in die King James vertaling sê, en ek het dit ook al, julle sal dit onthou, you are complete in him. Niks meer nodig. Dis hoekom Johannes 15:5 vir ons sê, julle kan niks doen sonder my nie, maar ons het ook niks meer nodig as hy nie. Ek sluit af. Iemand het hierdie spreek gegee. En as jy net dit kan onthou, dan het jy alles gehoor. The greatest gift God can give you is not health, prosperity, happiness in this world, but more of himself. More of himself. As die mat onder jou uitgerig is, as jy op hierdie stadium teen die grond is, as jy besig is om moed te verloor, as dinge voorkant vir jou onbeskryflik donker lyk, soos dit dalk vir die boere gelyk het voor ons reën gekry het, moet nooit 'n punt maak agter jou lewe nie. Want omdat Jesus opgestaan het, is daar nie meer punte nie. Niks is sommer net klaar nie. Niks is die einde nie. Niks. Raak liewer opgewonde oor Jesus as jy hom nie sien nie. Hy is dalk besig om net bietjie weg te kruip. Hy is dalk besig met die sielkunde van verrassing om net jou bietjie te laat fokus op hom, om 'n verwagting in jou te skep. Soek hom, loop saam met hom en onthou, hy het nie die opstanding. Hy is, sê die woord, die opstanding in die lewe. Hy is genoeg. Jy het niks meer nodig. Ons Hemelse Vader, ons dink so baie keer dat ons iets meer nodig het as U. Ons dink so baie keer, Here, dat al het ons vir U, is ons in ons glorie in. En ek hoop so, Here, dat U vandag deur my gebroke woorde vir ons diep in ons hart kom oortuig het of 'n saadjie geplant het om te weet wat 'n onbeskryflike voorreg ons het dat U
lewe. Dat U die dood oorwin het, Here, waarmee U vir ons wil sê, dat U alles wat soos dood lyk en ruik in ons lewens kan oorwin en vir ons nuwe lewe kan gee. En al wat ons moet doen, Vader, is net om ons harte aan U te bind, om in U teenwoordigheid te wees. Want die woord sê onder andere, in U teenwoordigheid is daar vreugde. En U weet dat dit die begeerte van my hart is vandag, Vader, dat U vir ons sal kom oortuig dat U teenwoordigheid in ons lewens genoeg is. Dat U die leuns van Satan in ons koppe sal stil maak. Ons koppe so vol sal maak van U, dat ons nie eers sal hoor wat hy sê nie. Dat ons sal weet, U is genoeg.